het verlede week met u gepraat oor die wonderlike beloftes van ons Here Jesus. En hoe kom God se woord in aksie deur die beloftes wat Jesus gegee het. En ons het net so deur die boodskap getrek, die Gees van die Here oorgeneem het, en daar wonderlike ingryping was in die lewens van heelwat van ons mense, en die Here wonderbaarlik onderneem het. Ek wil sê ek gaan vandag ingaan. En terwyl ek gekyk het na die volgende teks, het tot een teks my gestaan oor hoe die belofte van Jesus is dat hy vir ons gaan voorsien en gaan onderneem in omstandighede. Maar die Heilige Gees het my so 'n bietjie gevat en sê, maar ons moet verstaan hoe werk God se voorsiening. Ons moet verstaan wat God wil doen vir ons. En partymal staan iets in die Bybel, ons dink is maar net terloops. Maar partymal wil die Here vir ons 'n diep les deur die eenvoudige skrif leer. En daarom dink ek aan die besondere geleentheid toe die Here Jesus saam met 3 van sy disippels op die berg van verheerliking was. Die skrif sê daar in Markus 9, hy het op 'n hoë berg geneem, 3 broers, 3 van sy disippels, Petrus en Jakobus en Johannes sy broer, het hy geneem en hy was saam met hulle daar op die hoë berg. En dan, as jy daar gaan lees in Markus 9, dat al die ander evangelies bring het op, maar hy sê, het hy voor hulle oë verander. Jesus het voor hulle oë verander en sy klere het wit geword, witter as enige bleikmiddel kan doen. Dit is so treffend daai skrifgedeelte. En dan skielik verskyn Moses en Elia daar op die berg en hulle praat met Jesus en ek weet nie, ek wonder wat was daardie vergadering dat Jesus met Moses en Elia gehad het oor die heerlikheid en die groot dinge, dat Jesus vertoon sy heerlikheid aan hulle. En Petrus is so opgewonde. Petrus is so opgewonde oor dit wat gebeur. Wat die skrif sê, hy weet nie wat om te sê nie, dan sê hy vir die Here, Here, kom ons bou 3 hutte so op die berg. Kom ons bou 1 hut vir Jesus, vir u, en ons bou 1 hut vir Moses en 1 hut vir Elia. En dan gebeur iets baie treffend. In Markus 9 vers 7 gebeur hy treffend. Hy sê, daar kom 'n wolk wat hulle oordek. En uit die wolk kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Hier is nou 'n opinie, dit is my so treffend as iets gebeur. En baie ons dadelik raad, hoe moet ons hierdie saak hanteer? En jy weet, jy begin partymal nog net vir jou sê wat dan nee, doen dit, hier is die oplossing. Partymal het jy nog nie die hele prentjie. En dis wat Petrus doen, hy dog, wag, hier gebeur nou dinge wat so awesome is dat hy wil sommer 3 hutte daar op die berg bou. Hy het seker gedink hulle gaan nou permanent daar bly en die mense gaan op hierdie hoë berg kom. Die Bybel sê nie watter berg dit was, party dink dit was Hermon en party dink dit was Horeb, maar dit maak nie saak nie. Dit was 'n hoë berg sê die skrif. En hier verskyn Moses en Elia. En Jesus in sy goddelike heerlikheid openbaar homself aan hulle. En Petrus het sommer dadelik 'n opinie. En dan sê die Vader vir my, was het? Dis my geliefde seun en wie ek kan welbaar. Luister na hom. Die Vader sê nie, bewonder hom. Hy sê, luister hom. Hy sê ook nie, bespreek hom nie. Jy weet, wat baie ons het ons dadelik opinie oor die situasie. Nee, hy sê, luister na hom. Jy het nie nou iets te sê. En dan sê die Vader, nee, moet nie 3 hutte bou nie. Luister na Jesus. Luister na hom, hy sal julle verder van op die pad. As die Vader sy opdrag is, dan moet ons vra, wat hoor ons as ons na Jesus luister? Baie van ons het 'n opinie oor teologie en oor die godsdienst, in plaas dat ons net stil word baie maal in ons situasie, net sê, Here Jesus, wat wil u vir my sê? Wat sien ons as ons na hom kyk?
Petrus sien net die heerlikheid en hy sien 'n plan wat hy nou dadelik het, maar die Vader sê Petrus, hoor. Wat is jou opinie? Luister. Wanneer ons deur die evangelies lees, sien ons 'n besondere patroon as ons na Jesus kyk. En ons sien iets baie uniek gebeur. Wanneer ons Jesus wil sien, ons wil hy moet vir ons antwoorde gee, ons wil hy moet ons situasie oplos. Ons wil hy moet vir ons uitkomste gee, maar hy wys vir ons hoe ons verhouding met die Vader moet bou. Ek sien wanneer hy groot wonderwerke doen, dan voor sy wonderwerke het hy openbaar 'n sekere patroon. Ek het nog nooit die verlede my vreeslik gesteer aan die patroon nie. Dit was net vir my inligting. Waarskynlik, as ek na Jesus moet luister, as hy die norm word van God se voorsiening, dan moet ek mooi kyk wat wil hy vir my sê. En voor Jesus se groot wonderwerke wat hy doen, ek meen 2 keer voer hy 'n klomp mense met brood en vis. Een keer 5,000 en 'n ander keer 3,000. En ons sien deur die skrif gebeur dat dinge, maar elkeen van daai kere sien ek voordat hy begin met sy wonderwerk. Kyk hy op. En hy bid en hy praat met die Vader. Hy kyk op, hy word stil. En hy doen die dankgebed vir dit wat hy moet doen. Hy val nie net so, hy kom dadelik die broodjies deel en gepaai. Hy word stil en hy wys sy afhanklikheid en sy absolute harmonieuse interaksie met die Vader deur die Heilige Gees. Hy kyk op. Hy sê Vader, ek dank U. En hy bid dan. En dan wanneer hy genesing doen, sien ek dat dan kyk hy ook op as hy daardie jongman, droefstom jongman moet help, dan sien ek hy kyk ook op. En daar by Lazarus se graf, dan as Jesus simpatie het met die susters en hy deel hulle smarte, en dan besef hy die Vader wys hom iets in die geeste mense, en dan kyk hy op. En hy sê Vader, hy bid hardop, hy sê ek dank U dat U my verhoor. Ek dank U wat U gaan doen. En hy bid dat die ander kan sien hoe afhanklik hy en wat is sy absolute interaksie met God die Vader en met God se geopenbaarde wil in sy hart. En dan sien ek open hy die graf. Hy kyk op na die hemel. Hy dank, hy bid en dan begin hy die probleem hanteer. By die broodvermeerdering daar in Matteus 14 en in Markus 6 vers 41 sien ons, kyk hy op. Hy gaan nie net oor tot aksie nie. Hy wys vir hulle, as jy oplossing wil hê vir jou probleem, hier is nou mense wat honger is, hier is mense wat 'n situasie het, hy sê nie kom ons maak planne, hy sê laat hulle sit en hy praat met die Vader. Dit is my belangrik, as hy by Lazarus kom, dan kyk hy op. En dit is wat ek het vir gelees, hy sê Vader, ons kyk op na ons God in die hemel. En ons wil opkyk totdat hy ons genade gee. Ons is so haastig soms. En ons wil nie opkyk nie. Ons wil eers planne maak. Die seun leef in absolute diepe verhouding en as mens in absolute afhanklikheid van die wil van God die Vader. Dit tref my diep. Hy was die wonderwerker. Maar in hierdie geval was hy ook die mens wat afhanklik is van die Vader. Hy die wonderwerker kom en hy dank voordat hy voorsien. Hy tree afhanklik op voordat hy uitdeel. Hy het gemeenskap met God die Vader voordat hy krag openbaar. Die Vader word verheerlik voor die wonderwerk gebeur. En dis baie belangrik, ons het nou gesing oor Lord, we lift you up. Ons het gesing my Savior. Dit is, ons het begin opkyk vanmôre. En ek wil vir u sê, maak nie saak met wat jy stoei nie. As jy die voorbeeld van Jesus volg,
en jy begin jou afhanklikheid van God die Vader verklaar, en jy kyk op, soos Jesus opgekyk het, dan sal jy antwoorde kry vir jou situasie. Dit is merkwaardig dat Jesus, die Seun van God, nie autonoom optree. Met ander woorde, hy probeer nie op sy eie die ding doen nie. Hy werk sigbaar 'n verhouding met die Vader. Hy luister na hom. Nou kom die Vader en hy sê vir ons, luister na hom. Hy maak 'n belofte van voorsiening. Jesus maak 'n belofte. Jesus kom en hy op die berg van verheerliking sê die Vader, luister na hom. En dan kom Jesus in die gedeelte wat ons verlede week al sou gelees het in Johannes 14, vers 13 en 14. Hy sê, wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Kan jy die mooi verhouding sien? As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Wat julle ook al in my naam mag vra. Die Vader sê, luister na hom. Hy sê, luister, wat julle vra. Dis tyd dat ons moet besef, as ons antwoorde vir ons situasie wil hê, moet ons dit bekend maak. Hy sê in Filippense 4 vers 6, maak julle begeertes in alles, deur gebed en spreking, met danksegging bekend mag. Met ander woorde, as jy luister na wat Jesus sê, dan sê hy, vra my. Baie mense sê, hoekom moet ek vra? Hy weet wat ek nodig het. Maar hy weet nie of jy hom wil vertrou nie. Hy weet nie of jy verstaan, jy is afhanklik van hom nie. Hy weet nie of jy sy voorbeeld wil volg nie. Hy wil hê, jy moet doen soos hy gedoen het. Jesus het opgekyk, gesê, Vader, ek dank U. Hy dank U, Vader, vir kos. Hy dank U, Vader, dat hy hom hoor om dooies op te wek. Hy dank U, Vader, dat hy hom hoor, dat hy die doofstomme gaan genees. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen. As julle my iets vra, sal ek dit doen, sê hy vir ons. Hoor jy daardie beweging? Op die berg sê die Vader, luister. Jesus sê, luister na my. Vra my. Hy wat opkyk na die Vader, nooi ons om na hom op te kyk. Ek wil hê, jy moet mooi hoor wat ek sê. Hy wat opgekyk het na die Vader, nooit nie in my verhoor, of voordat ons 'n saak wil hanteer, op te kyk na hom, toe sê Here Jesus, het nou dit en dit gebeur. Wat moet ek doen? Lei my, help my, voorsien vir my. Hy is nie net ons voorbeeld, die broer en suster. Hy is die bron, hy is ons antwoord, hy is ons oplossing. Die groot geheim is dat hy as seun afhanklik was. Daarom kom hy in Johannes 5 vers 19. Hy sê vir hulle hier, Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Wat sê die skrif ons? Hy sê, die Vader het 'n plan, en die seun moet die plan uitvoer. Hy kyk na die plan. Jou situasie, waarin jy jou bevind vanmôre, is nie maar net sommer. God het 'n plan. En hy het reeds die oplossing vir jou geskryf. Jesus, as mens staan hy voor die Vader, hier is 5000 mans met hulle gesinne. En hulle sê, gee vir hulle kos, of Here Jesus stuur hulle huis toe, laat hulle gaan by die huis eet, dan sê Jesus, gee julle vir hulle om te eet. En dan sê hulle, wat het ons het ou seentjies se lunchpakkie, en dan bring hulle die broodjies en die visies, en dan sê Jesus, laat hulle sit. En hy en die Vader begin kommunikeer, dan sê die Vader, hier is die plan. Hier is die plan. Die Vader het klaar die plan gehad. Die seun het niks gedoen sonder die Vader nie. Luister mooi. Jesus verklaar. Jesus het toe geantwoord en hulle gesê, voorwaar. Ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie. Tensy hy die Vader dit sien doen. Hy moes die plan kyk. Die bouer kan nie 'n gebou bou as die argitek se plan nie vorm lê. Hy moet die plan sien
om dit uit te bring. Die Hemelvader het vir Jesus die plan gegee om te werk op aarde. Hulle het dit bespreek voordat hy gekom het aarde toe. Nou gebeur dit. Nou sê Jesus, Vader, ek dank U. En dan werk God se plan. Nou kom hy en hy sê, vra my. Wat sê hy, vra my? Vra my plan vir jou lewe. Kyk op, voordat jy iets doen. Hy sê, vra my. Ons bid nie as buitestanders. Jesus doen niks. Hy kry eers die volmaakte wil van God geopenbaar in sy hart. Hy bevestig die bespreekte wil. Hy bevestig die ooreenkoms. En daarom moet ons by hom kom. Hy leef in konstante verhouding. Dit is ons geheim vermoere. As ons bid ons nie as buitestanders, die broer en suster. Ons is die liggaam, die kerk van die Here. Ons bid nie as bedelaars. Ons bid in verhouding met die Seun van God. Ons bid as disippels van die Seun van God. Ons bid as kinders van God. Hy het ons getransformeer. Hy het ons mag gegee. Ons is nie maar net sommer nie. Jy is nie 'n nagedagtenis nie. Jy is nie maar net hier omdat jy beplan het en jy is hier omdat God dit gewil het. Sodat jy kan hoor, jy moet uit God se wil uitlewe. En hy leef uit die wil van die Vader, ons moet uit die wil van Jesus uitlewe. Hoekom kyk ons op na hom? Wanneer Jesus opkyk, wys hy ons 3 dinge. Waar voorsiening vandaan kom. Hy kyk nie eers na die tekort. Jesus kyk eers na waar voorsiening vandaan kom. En dit is daarom belangrik. Hy kyk na die Vader waar krag vandaan kom. Eers kyk hy nie na die probleem, hy kyk na die bron van die antwoord, waar voorsiening vandaan kom. En tweedens kyk hy waar die krag vandaan kom. Hy roep nie uit met sy eie autoriteit nie. Hy leef in verhouding met die Vader. Nou sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mag nie. Hy leef uit die krag van voorsiening van die Vader. En dis wat hy wil hê, dat ons as sy voorbeeld moet vat. Hy sê, vra my. Die Vader sê, luister na hom, en hy sê, vra my. Hy sê, vra my. Kyk waar jou krag vandaan kom om hierdie situasie te hanteer. En dan eer hy waar eer hoort. Voordat die wonderwerk gebeur, eer hy eers die Vader. Hy dank die Vader, hy bid die Vader, hy eer die Vader. En hy wil net dit wat ons moet doen. Hy sê, maak jou begeertes, dit het nog nie in vervulling gekom nie, dit is nog net 'n behoefte. Hy sê, bekend aan God deur gebed en spreking met danksegging. Jy sal klaar dankie. Jy eer klaar die Vader vir die antwoord. Jy weet nog nie wat is die antwoord. Jy weet nog nie hoe is die antwoord. Jy weet nog nie hoe gaan die uitkomste wees. Maar jy weet God weet. Ek wil dit weer sê. Al weet jy nog nie, God weet klaar. Ons, elkeen, al is jy die wonderlikste kind van die Here, gebeur soms die grootste traumatiese goed wat kan gebeur. As ek dink wat die afgelope maand met ons gebeur in ons huis in Pretoria. Eers slaan die weerlig die huis en alles brand uit, die kameras en al die goed brand uit en die alarmstelsels brand uit. Hulle het dit nog net reg, toets die vreeslikste storm weer op die huis en die hele huis begin lek en alles. Maar God voorsien, terwyl ek en my vrou saam besef ons God het vir ons klare plan gehad. Hy het klare antwoord, hy het klaar vir ons voorsien. Ons kan net die plan uitvoer. Hy het klaar vir ons die mense gegee wat die antwoord gegee. Al wat ons doen, ons bid en God het klaar die antwoord. Kind van die Here is nie gevrywaar van drama nie. 'n kind van die Here is nie gevrywaar van siekte nie. 'n kind van die Here is nie gevrywaar van probleme nie. Maar 'n kind van die Here is gewaarborg vir 'n oplossing as hy weet hoe om te doen. As hy weet waar sy bron vandaan kom.
As hy weet dat Jesus het die voorbeeld gestel, hy het gesê, luister na my, en dan sien ons, dat ons nie moet paniekerig rondkyk nie. Moenie eers probeer om self iets reg te maak. Ons wil altyd self oplossings kry, ons is mos van kleins af probeer ons mos. As jou ma jou wil aantrek op 'n sekere ding, dan sê vir haar los, ek sal, dan maak jy daai ding so skeef vas, jy weet ons jou klein. Hy sal altyd die ding is agterste voor en skeef, dan moet maar weer reg maak. Nou moet dit 2 maal gebeur, voor die regte antwoord daar is. Partymal, as jy ding wil oplos, dan sê jy, okay, ek sal kyk wat jy gaan doen. En dan kom jy agter, maar jy het net 'n groter gemors gemaak. En jy kom agter, die Vader moet partymal eers ontdoen wat jy gedoen het, voordat hy kan doen wat hy wil gedoen het. Hy moet baie maal eers kanselleer. Die tragedie van ons tyd is, ons leef in 'n wêreld van absolute selfstandigheid. Ons word grootgemaak en jy moet egosentries leef, jy moet absoluut selfstandig wees. Maar die Vader sê ons moet afhanklik wees. Dis my geliefde seun, luister na hom. En dan sê hy, wat doen ek? Kyk op, volg my voorbeeld. Ons is baie maal oplossing gedrewe. Jy moet altyd leer om te probeer 'n ding self uit te werk. Nou, dis goed as jy met somme in die skool doen. Dan moet jy oplossing gedrewe wees. Jy moet weet hoe werk 1 en 1 en 2 en 2, daai tipe van goed. Dis daai oplossing, maar wanneer dit kom by lewenssituasies. Partymal wil die Here vir jou iets groter doen. Ek het partymal so 'n glimlaggie, as ek hoor party ons bid, dan wil hulle vir die Here sê hoe om die ding te doen. Here, U moet die engele gaande opdrag gee om dit te gaan doen. Nee. Die Vader weet of die Heilige Gees dit gaan doen, en of die engele dit gaan doen, en of Jesus dit gaan doen, en of hy dit gaan doen. Ons hoef nie vir God 'n opdrag te gee, hoe hy iets moet doen nie. Ons moet ontdek wat hy vir ons wil doen. Ons moet ophou om voor te skryf. Hy sê, hy sluit ons in van agter en van voor. Psalm 139. En sy hand is op ons. Dit maak nie saak waar ons gaan nie. Hy is altyd by ons. Gaan ek by die see woon, hier in plek, hy is daar. Gaan ek onder die diepte van die aarde, hy is daar. Is ek in die donker nag, dan is dit vir hom nie donker nie, dis lig, want hy is die lig van die wêreld, broer en suster. Ons maak baie maal planne. En ons luister baie maal eers vir meneer Google. En hierdie tyd is dit, ek hoor rock en WhatsApp en Chappie ook, nee. ChatGPT. Allemaal met nou eers vir ons antwoorde gee. Kry jou rigting by God. Kry tegniese goeders by wanneer die Here vir jou rigting gee. Ek is niks teen tegnologie nie, moet nou nie sê die pastoor sê dat nie, dan praat jy verkeerd. Kry by God die rigting. En as jy God se plan het, kan jy die tegnologie inspann wat hy vir jou gee. En baie maal wil ons dit bestuur. En ons wil sê, Here, dit is hoe dit moet werk. Nee. En baie maal is gebed ons laaste oplossing. Dan sê, jy weet nie, ek het alles probeer en ek het opgebid. Baie maal het myself gesê, pastoor, ek het nou alles probeer en ek het opgebid, maar niks gebeur. Jy moet leer om eers te doen. Dan sal die Here vir jou sê, wat jy moet doen, nie probeer, wat is die oplossing? Jesus maak gebed sy eerste prioriteit in 'n noodsituasie. Hy kyk op voor hy eindig. Hy dank voordat hy vermeerdering van die brode doen. Hy bid voordat hy daar die jongman sy ore oopmaak, die doofstomme aanraak. Sien ons, hy kyk op en hy druk op so teen sy bors en hy sug. Die skrif sê net gesug en hy het gesê, Ephata, gaan op. Ek sien hier is die diepste passie vir hierdie man se liggaamlike behoefte. Kinders van die Here wil sien. Ek was so jong pastoor en die Here gebruik my kragtig
om sekere dinge te doen, en ek sien die grootste wonderwerke en genesings gebeur, en skielik is het ek 'n groot fisiese probleem. En nou moet ek 'n operasie kry, maar ek is te bang om vir die gemeente te sê, wat sal hulle van my doen? As die pastoor siek is in die hospitaal. Maar ek moes in daai hospitaal gebed gaan lê. Ek het dit so weggesteek. Ek vra 'n vrou te sê na my toe kom met 'n probleem oor 'n kleuterskool wat ons daar gaan. Ek praat nou van die vroeë 80er jare hier. En ek sê, hoekom het jy die probleem vir my gister gebring nie? Sy sê, pastoor, ek wou met jou praat, maar jy het daar gesien loop, toe sien ek, jy is baie kwaad. Ek sê, waarvan praat jy? Ek was so vol pyn. Nou loop ek krom in, want niemand sien my mos nie. Ek het nie geweet sy sien. As die gemeente my sien, dan loop ek reg en ek staan. Ek sê, jong, ek is baie seer. En ek moes 'n groot operasie kry. Terwyl ek daar in die hospitaal lê, en ek met die Here praat, sê, Here, wat is jy die gang? Ek het gebid dat U daai genees, hierdie wonderwerk gebeur, daai wonderwerk gebeur. Wat is dit nou? En ek leer een van die groot geheime van goddelike genesing. God is nie verplig om te genees nie. Dit is 'n gawe, is 'n persent. Ek kan vir hom vra vir die persent. En as hy nie die persent gee nie, het ek 'n verantwoordelikheid om toe te sien dat my liggaam in stand gehou word. Goddelike genesing is 'n gawe. Dit gebeur deur sy kerk. Ek moes in die eerste plek waar ek siek geword het, alreeds een van die ouderlinge van die gemeente geroep het. Dis wat hy vir my sê, luister na my, sê, hoor wat ek wil vir jou voorsien. Hy sê, roep die ouderling, en dat hy vir jou bid in jouself, sodat jy die genesing kan ontvang. Ek moes geleer het hoe God genees, want ek het dit toegepas in ander se lewe, maar ek wou dit nie toepas op my eie lewe, want ek wou my ding bestuur, en ek wou wys ek kan staan en bly. Broer en suster, ons het niks nodig om vir die Vader te bewys. Ons moet opkyk. Hy sê, vra my, en ek sal vir julle voorsien. Daar was beweging in die hemel toe Jesus verheerlik word, wat sê, luister, en waar hy dan sê, kyk op. Hebreërs 12 vers 2, kom en hy sê hierdie woorde, hou julle oë gefestig op Jesus, die volëinder van die geloof. Waar is Jesus? Hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy is hier by ons deur die Heilige Gees se goddelike werking. Maar die skrif sê vir ons in Hebreërs 1, hy sê, hy gaan sit, nadat hy al die werk gedoen, hy gaan sit aan die regterhand van die Vader. Waar moet hy kyk? Hou jou oë gefestig op Jesus, die volëinder van jou geloof. Wat moet jy doen? Geestelik, emosioneel, moet jy wegkyk. As ek sê, kyk op bedoel ek, kyk weg van jou probleme. Moenie die situasie evalueer. Erken die situasie, maar dan kyk jy na hom en sê, Here, wat wil jy vir my doen? Hy kyk op na die Vader. Ons kyk op na hom. En deur hom leef ons in die Vader. Jy sê, pastoor, wat praat jy nou? Ons in die Vader. Jesus gaan kyk na sy hoëpriesterlike gebed en sy opdrag daar in Johannes 16 en 17, daar die wonderlike gedeeltes in die woord, waar hy uiteindelik sê, Vader, laat hulle een wees soos ek en U en een by en hy en hulle en ons. Hy praat van die goddelike, unieke eenheid wat kan ontwikkel as jy weet hoe Jesus in die Vader was en hy ook in ons is en ons in hom. Hierdie bestuur van die woord van God in aksie in ons lewe. Ons moet 'n gemeente word wat weet hoe om geestelik op te kyk. Ons afhanklikheid van God te verklaar oor enige situasie. Ons eerste reaksie is baie maal om bekommernis te plaas dat dit is om op te kyk. Ons gemeente moet verhoor nie eers kyk na strategie en planne nie, maar na gebed. Jy weet, baie maal as daar dinge gebeur dat mense planne uitwerk.
En sê, hoe gaan ons nou die fondse kry, of hoe gaan dit gebeur en dit gebeur? Maar die Here sê, vertrou my. Vra my wat julle in my naam vra, sal ek vir julle. Dis die teksgedeelte, die belofte gedeelte. Ek wil net hy weer vir ons kry, daai belofte teks. Ek wil al weer kry. Daar, die volgende drie. Ja, daar sê. En wat julle ook al in my naam mag vra, luister hier die sleutelteks van Jesus, die belofte teks van Jesus. Dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Hierdie unieke misterieuse eenheid. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Met ander woorde, as jy gaan iets in die naam van die Here vra, wat buite God se wil is, want jou verhouding met die Here bepaal dat dit sy wil sal leef. En nou, as jy nie bekommerd is, wat sê hy? Hy sê, as jy my vra, sal ek vir jou antwoord gee. Hoe kan ons huise verander vanmôre, as ma en pa vir die kinders my soek om te kyk? Om die Here te vertrou, om saam met hom die pad te loop, te luister na wat God sê, luister na hom, wat sê hy vanmôre vir ons? Praat met my, vra my, hoor my, lees in my woord, wat ook al jou situasie vanmôre is, hoe uniek ook al, jy het hier ingekom met 'n vraag in jou hart, ingekom met 'n ding waarmee jy stoei, ingekom met 'n onoplosbare probleem, 'n uitkomste wat jy nie weet waar nie. Gaan jy hierna toe, dan werk dit nie. Is daar 'n ding, die skrif sê, daar is partymal iets wat vir jou reg lyk, maar dan ontdek jy wat die skrif sê 2 keer in Spreuke, dis einde, die einde van die pad is weer van die dood. En jy ontdek, nee, hierdie ding gaan nie werk nie, ek het net moeilikheid met die ding, ek het net moeilikheid met daai ding. Die Here sê, my kind, wees stil. Wat sê die psalmdigter? Wees stil, sê die Here, en weet dat ek God is. Wees stil. Kyk op en sê, Here, hier is nou 'n situasie. Ek weet nie, my kind, wees stil, ek het klaar nie. As jy jou planne kan los, as jy jou oplossings kan los, God het klaar plan. Hy is klaar bewus van jou situasie. Jy is 'n kind van die Here. Hoekom gebeur dit nie met jou? Dit gaan met jou gebeur. Jy gaan moeilikheid kry. Jy gaan storms kry. Jy gaan finansiële dinge kry. Jy gaan siek word, partymal as kind van die Here. Jy's nie sonder die goed nie, jy's in hierdie wêreld van gebrokenheid, in hierdie stikkende deur mekaar wêreld, en jy's deel van die wêreld. Met die verskil, as jy weet hoe om op te kyk na Jesus, wat aan die regterkant van die Vader sit, dan ontvou die goddelike blueprint vir jou, die plan wat opgetrek is. En jy kan dit implementeer, want God weet wat jy nodig het. Ons sê te veel ja maar. Wat van? Hoekom? In plaas dat ons sê dankie Here. Hierdie ding gebeur sodat ek geestelik sterk kan word, sodat ek geestelike vertroue kan beweeg, sodat die Here my kan dra. Die Here sê, ek sal jou dra en verdra. Hy sê, tot in die hoë ouderdom sal ek jou dra en vir jou sorg. En dan sê hy my die mooi teks, en versorg. God wil vir jou sorg en versorg. As jy net weet om op te kyk en jou eie planne te los. Kom ons buig ons hoofde na bid. Terwyl ons 'n oomblik binnend is, ek is bewus daarvan dat hierdie woord, hoe eenvoudig dit ook al is, vanmôre vir ons sê, is tyd om stil te word. Is tyd om boeke te vat, tyd om op te vra, hoekom het dit gebeur? Om te vra, dankie Here, wat is u plan? U wil my sterk maak, u wil my vertroue leer, u wil my goddelike genesing leer, u wil my voorsiening leer, u wil vir my uitkomste leer, u wil vir my oplossings leer, u wil vir my antwoorde gee. Dankie Here, u klaar 'n plan in plek. U het lang voor die tyd reeds voorsien, voor dit gebeur het. U het reeds, toe die mense honger was, het jy al reeds by die huis, die ma gesê, pak vol visies en broodjies in. En dan, as hy daar tussen die skare kom en die disippels jou seentjie kry, dan sê God, hier is my plan.
5 broodjies en 2 visse vir 5000 mense. Dit lyk onmoontlik, dit werk nie met jou somme nie. Dit werk nie met jou planne nie. Dit werk nie met jou logika nie. Maar dit werk met God se plan. En ek voel vermoor as die mense wat stoei, en jy wil opkyk. Jy wil sê, Here, ek wil ophou, praat oor die ding, en ontdek wat is die antwoord. As jy wil ek moet vir jou bid, daar by jou sitplek, as jy net vir my wil aandui, jy wil ingesluit wees by die gebed, steek maar net ja, toe sê, pastoor, bid vir my, dankie. Ag, as so baie hand op. Dankie. God het reeds vir jou antwoord. God het reeds vir jou voorsien. Maar jy blus dit, oor jou eie planne, en jou eie menslike uitkomste wat jy wil bestuur. Die Here sê, luister na hom, is my geliefde seun, hy sal vir jou sorg. Hy sê, vra my, nie sê my nie, vra my, ek sal dit doen. Ag, daar het so baie hande opgegaan. Ek wil vir almal bid, ek wonder of die hele gemeente die saam met my wil staan. Want ek weet, dat die Here het verhoorde jou nood raak gesien. Die Here sê, ek weet jy is diep verwond, wat woorde van skerp tonge het jou diep gesny, wat dit vir jou afsny van my af. Jy is diep verwond, deur hulle wat jou vertrou het, wat jy vertrou het, deur hulle wat saam met jou die pad moes loop. Die Here sê, kyk op, ek het 'n plan vir jou. Kyk nie angstig rond nie, fokus op my, sê die Here. Fokus op my, kanseleer jou plan. Ek het vir jou die oplossing. Raak stil en weet dat ek jou God is. Ek sal vir jou uitkomste gee. Here, ek dank U nou vir U kosbare woord. Ek dank U vir die profetiese woord wat nooit gegaan het vir mense se lewens. U ken dit. U weet waar mense nou diep verwond is, Here. En in my geestesoog het ek gesien hoe mense se woorde gemoedere gesny het en gekwis het en gewond het, sodat daar 'n vlaag van moederloosheid daai persone gepak het. Maar ek weet vermoere, sien ek as ek opkyk, sien ek die heerlike hande van Jesus oor daai wonde, terwyl hy die balsem van Gilead in daai wonde sit, en met liefde daar die wonde verbind, en die geneesende krag oor dit streel, en herstel bring. Dankie vir die uitkomste wat U reeds het. Help ons, Here, om 'n oomblik net kalm te word, soos 'n kind wat partymal moet inspuiting kry, maar rondruk en rondskree, maar die oomblik as hy dit gekry het, dan verdwyn die pyn. Here, partymal ruk ons rond en skree, en wil ons nie, en gaan ons nie, en moet ons nie, maar die oomblik as ons stil word, kom die oplossing weer. Here, help ons verhoor terwyl ons opkyk, en ons geestesoog vestig op Jesus, die volleinder van ons geloof, is die uitkomste, die inkomste, die genesing daar, en U voorsien vir ons. U maak die broodjies en visies menigvuldig, sodat daar gaan oorbly dat ons dit vir ander kan gee. U menigvuldig dit, U gee vir ons uitkomste. Help ons om nie ons eie opinie te probeer forceer nie, maar God se plan te hê. Help ons om soos Jesus 'n diepe verhouding met die Vader te leef, en ons 'n diepe verhouding met hom as sy disippels, sodat die Vader in ons en deur ons verheerlik kan word, soos die skrif sê. Is my gebed om Jesus, want ek dank U daarvoor. Amen. Ons bly so staan.